Matteus, die evangelie volgens Matteus, en ons gaan saam lees daar van Matteus 11 vanaf vers 1 tot 6. Nou net voordat ons na die woord toe gaan en na die boodskap, terwyl ons die liedere gesing het, was dit eintlik vir my kosbaar. Die kies van die liedere los ek vir Marietta oor, en ek het nie regtig in die week so besef nie. Ek kyk na die woorde wat as die liedere wat sy gee, dan sit ek net 'n slotlied by, wat dan aansluit by die boodskap, en elke lied het vir my so by die boodskap ingeval vanmôre. Ek staan eintlik hierso met 'n bewoe hart voor die Here, net om dat hy met liedere met my nou gepraat. Ek hoop hy het met u gepraat. Engels, wil jy nie vir ons daai laaste ene, sit hom goed terug aan weer nie, dan sit jy vir my daai laaste liedjie weer op. U het die brood gebreek, van vers 1 af. Kom ons, ek wil net hê, kyk mooi na daardie woorde. Ons sê, Here, u het die brood gebreek eens vir die meer. Breek tans die lewensbrood ook vir my. Dan gaan hy aan, hy sê, u beeld straal uit die skrif, gedurig voort. U soek ek, Heer, u self, o lewend woord. U is die lewend woord, heiland vir my. U woord is waarheid, Heer, u maak my vry. Help my om u omhoog, gemeenskap hou. Leer my u woord bemin, u gans vertrou. Stuur, Heer, u Heilige Gees, leer my u dien. Raak tog my oë aan om u te sien. Wil steeds u waarheid meer aan my ontvou, tot ek in elke blad my Heer aanskou. Is dit nie kosbaar? Dit is eintlik 'n gebed aan die Here. En dat die Here vanmôre ook op hierdie wyse met u en met my sal ontmoet. Kom ons raak stil voor die Here voordat ons ook na die woord gaan. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie kosbare liedere kon gesing het. Dis baie ou liedere wat jare terug saamgebind is in hierdie bundels van die jeugsangbundel en die Halleluja bundel. Maar Here, elke een het vanmôre boodskap vir my gehad. En ek glo, Here, vir elkeen van ons wat hier gesit het die waarde verstaan, ook van die sin van die kosbare liedere. Here, dis nie net 'n voorsang wat ons doen om ons besig te hou nie, maar dit is werklik waar deel van ons aanbidding tot U. Waar ons U kon loof ook, Here, deur die samesang. En dat U ook ons harte daardeur kom voorberei vir hierdie kosbare lewende woord van God. Here, soos U hierdie week ook met my gewerk het, deur hierdie woord, Here, is dit vir my 'n besonderse voorreg om dit te kon deel ook met die gemeente vanmôre. Dankie vir elkeen wat opgekom het om hier te kan wees. Vir hulle wat dalk nie hier kan wees nie, maar nou ingeskakel is, of na die tyd sal luister na die opname. Here, dat U ook sal kom seën, en dat U waarlik waar vanmôre so onder ons en in ons midde sal wees. Here, ons begeer 'n ware goddelike ontmoeting vanmôre. En daarom is ons hier. Dankie, Here, dat ons kan bid vir al hierdie versoeke ook op ons gebedsblaadjie, al die aktiwiteite, die onderlinge byeenkomste, al die verjaarsdae vir die week. Daar is dalk dinge daarop wat ons ook nie eers daar het wat ons moet voorbid nie, maar Here, laat ons sal bid in hierdie week vir mekaar, vir siektes, vir stryd. Daar is baie dinge wat in die lewe gebeur, wat ons nie altyd verstaan nie. Here, ons gaan gebuk onder 'n geweldige tyd, waarin ons lewe op politieke vlak, op sosiale vlak, maar ook, Here, in die ekonomie. Ons verstaan nie altyd hierdie dinge nie, maar Here, wat vir my bemoedig het, van een van die ou plaasboere, wat gesê het, in sy leeftyd was dit nie die eerste keer wat hierdie dinge gebeur nie, maar U het nog nooit nie vir ons gesorg nie. En daarom wil ons U kom vertrou vanmôre. Here, vir elkeen in sy persoonlikheid, in sy huis, in sy finansies, by die werke, by die besighede op die plase. Here, ons sien hierdie dinge, ons verstaan, maar ons verstaan ook nie altyd hoekom hierdie dinge gebeur nie. Maar vanmôre wil ons voor U kom buig, almagtige God, en sê, Here, ons vertrou U. Dankie vir die woord van bemoediging vanmôre, Here. En laat ons uit die woord uit U kan aanskou, ook dan vanmôre.
Kom seën dan nou hierdie kosbare woord ook in ons harte. Ons bid dit in Jesus se wonderlike en heilige naam. Amen. Liefdes, die skriflesing. Ons skriflesing is dan uit die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 11. En ons gaan net daar die eerste 6 verse saam lees. Dis 'n gebeurtenis in die lewe van Johannes die Doper. Kom ons gaan lees wat sê die woord van die Here vanmôre vir ons ook uit hierdie gedeelte uit. Matteus 11 vers 1. En toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 disippels om te gee, het hy daarvandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Jesus en 2 van sy disippels gestuur en vir hulle gesê, is u die een wat sou kom, of moet u 'n ander een verwag? Of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer, en krepeles loop, malaatses word gereinig en dowes hoor. Dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Net tot sover ook uit die kosbare, wonderlike woord van die Here. Wanneer ons in hierdie gedeelte gaan indelf, gaan ons agterkom, daar was 'n stryd gewees wat Johannes die Doper in sy lewe daar gehad het. En ek wil vanmôre dan ook met u praat onder die tema, Johannes se innerlike stryd. Ons ken Johannes die Doper as hierdie vurige prediker. Hy het nie geskroom om die waarheid aan die mense te verkondig nie. 'n Man wat vervul was met die Heilige Gees van God nog in sy moeder skoot, deur God geroep en gekies vir 'n besonderse taak in die bediening van die Here. Sy boodskap was baie duidelik aan die mense gewees. Bekeer julle van julle sondes. Selfs koning Herodes, wat in sonde gelewe het, het hy nie geskroom om vir hom te vertel van sy sonde nie. En dit is juist die rede waarom Johannes die Doper nou in die gevangenis gesit het. En is hier binne in die gevangenis waar ons lees van hierdie stryd wat Johannes innerlik ervaar het. Hierdie stryd tref elke mens een of ander tyd in jou lewe. Een of ander tyd in jou lewe sit ons met 'n stryd innerlik, want ons verstaan nie waarom dinge gebeur nie. Een van die manne het 'n opmerking gemaak wat ek gelees het. Hy sê, as ons nou hierdie gaan opsom, hierdie stryd wat ons nou ervaar en van praat, dis 'n gaping tussen wat ons verwag van die lewe en van God en die werklikheid waarin ons onsself bevind. Ons het 'n verwagting van die lewe. Ons het 'n verwagting van mense en ons het 'n verwagting van God. En dan is daar die werklikheid waarin ons lewe. En dit kom nie altyd by mekaar uit nie. En die innerlike stryd is hier waar ons dan nou verkeer. Hier in die binnekant. Dis waar ons bevind. Ons het 'n verwagting en ons het 'n vooruitsien, ons het 'n hoop, maar dit werk nie altyd vir ons uit in die werklikheid nie. En dit is daar die verwagting wat nie werklik waaruit te kry in werklikheid word nie. En baie keer gaan dit oor veranderings. Dinge wat anders te gebeur. Veranderings is soms baie moeilik om ook te aanvaar. Ons sit met baie veranderings in ons lewe, vandat ek 'n kind was en ook groot geword het, selfs in die politiek en in die sosiale lewe, selfs op die kommunikasievlakke. Ons as kinders het nie geweet wat is 'n selfoon nie.
Ek was eers baie groot, want dit het jare het uitgekom, toe die mense begin praat het van cellulaire telefone, te sê, dis onmoontlik, daar kan nie so iets gebeur nie. Vandag loop ons met rekenaars in ons hande en in ons sakke. Dinge het so verander, en ons het maar aangepas by hierdie veranderings, en daar's baie sulke veranderings in ons lewens. Ek kyk na foto's van die 70s en die 80er jare, en ek kyk maar net na die haarstyle, en die kleredrag. Dan lag ons eintlik vir dit vir ons vandag belaglik lyk. En daar is so baie veranderings. Maar ons aanvaar dit baie keer moeiliker. En veral as ons ouer word. Dit was wat Johannes so moeilik ervaar het. Daar was iets in hierdie gedeelte wat die Here vir ons sou vanoggend openbaar. Waarmee Johannes die doper gesukkel het. Hy was deur God gekies. Hy was deur God in staat gestel. En hy het sy lewe gewy aan dit wat die Here van hom verwag het. Liewe vriende, as ons kyk na wat is ons as kerk se taak, is om die evangelie na die mense te vat. Daardie evangelie kan nie verander nie. Dis die evangelie van Jesus Christus. Dis nie my evangelie nie. Dis die evangelie van Jesus Christus. Maar die manier hoe ons dit aanbied, gaan verander. As ons kyk na oor die jare, hoe dit al verander het, dieselfde evangelie, daai selfde evangelie wat vandag nog mense red. Die uitdaging vir ons vandag, binne in ons geestelike lewe, in ons verhouding met die Here, binne in ons werksverhouding, daar in ons besighede, binne in ons gesinne, binne in alles wat ons moet ervaar daar tussen ons vriendekring, is 'n uitdaging dat ons binne in die veranderde tye steeds suksesvol sal wees. Want anders te gaan ons ook daar in 'n plek sit waar die realiteit van die lewe en my verwagting nie by mekaar uitkom nie. En dit bring vir ons daardie innerlike stryd. In Johannes die Doper se lewe het hy op 'n plek gekom waar dinge net te vinnig vir hom verander het. En ek gaan dit nou vir u verduidelik hoekom ek dit sê. Hy was geroep deur God om 'n sekere taak te doen. Daarna het Jesus sy bediening oorgeneem. En hy moes teruggestaan het. Die Here Jesus Christus se bediening het totaal verskil van die van Johannes die Doper. Johannes die Doper was 'n vurige prediker gewees. Bekeer julle! Hy het, wat noem hulle nie, hellstone en fire het hy gepreek. Jesus kom en hy kom met liefde, met sagtheid. Kom ons kyk bietjie vanmôre na hierdie innerlike stryd wat Johannes die Doper gehad het met dit wat hy nie kon verstaan nie in daardie stryd in sy lewe. So Johannes se innerlike stryd. Die eerste wat ons sien in hierdie gedeelte van Johannes se stryd en wat dit vir hom veroorsaak het, sy teleurstelling. Hy het 'n teleurstelling gehad in sy bediening. En ons vind dit in die woorde van vers 2. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Jesus. Waar bevind Johannes hom? Binne in die gevangenis. Vasgevang tussen die mure van daardie gevangenis. Sy vryheid is van hom weggeneem. Sy toekoms is onseker. Hy het gehoor van die werk van Jesus, maar hy het dit self nie beleef en gesien nie. En alhoewel hy geweet het dat Jesus die Messias is, hy het hom geken, hy is 'n familielid van hom, hy was sy neef gewees, hy was 6 maande ouer as die Here Jesus Christus, hy het geweet dis die Messias, hy het self gesê, daar is die lam van God. Sou hy baie graag ook deel wil gewees het van Jesus se bediening, glo ek. Maar dit was nie deel van God se plan nie. God se plan het nie ingepas by wat Johannes graag wou gehad het nie. Johannes het 'n besonderse bediening gehad. En die Here Jesus verduidelik dit as jy 'n bietjie verder sal aanlees in daardie gedeelte, hoe die Here Jesus Christus kom en vertel wat was God se plan gewees met Johannes en hoe hy eintlik 'n besonderse bediening gehad het. Maar God se plan was dat Johannes die Doper die voorloper van Jesus was,
Hy is die een wat die pad vir Jesus dan gelyk gemaak het. Hy kom vanuit die Ou Testament, die laaste profeet van God, wat nou die pad gelyk moet maak, na Jesus toe. As ons kyk na sy lewe, hy het in die veld gebly. Sy klere wat hy gedra het, was van kameelvel gewees, hare gewees. Sy voedsel was vanuit die veld uit willevye en heuning geëet. Hy was vry van aardse beperkings. Hy kon met vurigheid die evangelie verkondig. En dit het juist veroorsaak dat hy dan in die gevangenis opgeëindig het. Vasgevang tussen die mure, omdat hy die waarheid gepraat het. Baie keer wanneer ons doen wat die Here vir ons vra, en ons kom in 'n omstandigheid wat nie lekker is nie, dan wonder ons, Here, wat gaan aan? Here, wat is hier aan die gang? En dit kan ons baie keer teleurstel. Kyk wat het met Johannes gebeur, daar in Lukas 3, vers 19 en 20. Maar toe Herodes die vuurvors deur hom bestraf is oor Herodias, die vrou van Filippus, sy broer, en oor al die slegte dinge wat Herodes gedoen het. Johannes het hom aangevat oor sy sonde. Het hy by alles nog dit gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het. Johannes het nie geskroom om te gaan nie, want hy was vervul met die Heilige Gees van God. En wat het dit hom toe sy beloning gewees? Hy gaan in die tronk en hy sit in die tronk. Dink net wat sy teleurstelling daar in Johannes moes gewees het, wat vasgevang is in die mure van daardie gevangenis. Hy kan nie doen wat die Here vir hom verwag om te doen nie. Hy kon nie sy bediening uitlewe nie. Hy kon nie doen waarvoor die Here hom aanvanklik dan geroep het nie. Onthou, dit is sy verwagtinge. Dit was sy idees gewees. Was dit God se plan? Hy verstaan nie hoekom hierdie dinge oor hom gebeur nie. Maar God se plan met Johannes was juis om die voorloper van Jesus te wees. Hy moes die mense gereed kry vir wanneer Jesus gaan kom. Johannes se bediening was bedoel vir 6 maande gewees. Net 6 maande. Sy bediening was bedoel om as die profeet van die Ou Testament, die Ou Testamentiese bediening te laat oorgaan in Christus. En in Christus het dit in vervulling gegaan. En die uitvloei is nou na die Nuwe Testament toe. Dalk sou Johannes se bediening, die Here Jesus se bediening skade laat ly het, as hy saam met Jesus in die bediening moes wees. God se planne is nie altyd ons planne nie. God se gedagtes is nie altyd ons gedagtes nie. Hy moes die voorloper van die Here Jesus wees. Toe Jesus se bediening begin, moes hy terugstaan. Alhoewel sy bediening as profeet aan die einde gekom het, sou sy getuienis baie mense bereik en baie mense nog steeds na Jesus toe lei. Sy bediening het opgehou, maar sy getuienis het aangegaan. Johannes se bediening het drasties verander toe die Here Jesus Christus se bediening begin het. Ons dink aan Paulus, die apostel Paulus. Hy het amper dieselfde tipe van 'n bediening gehad. Johannes het na die mense toe gegaan, na die Jode toe. Hy het die bekering van hulle sondes gepreek. Paulus het tot bekering gekom en hy moes na die heidene toe gaan, na die wêreld toe gaan. Hy moes gaan getuig het van Jesus. Hy moes gaan vertel in die wonderlike evangelie. Hy moes gaan kerke plant het. Hierdie bediening van hom het ook verander. En hy moes aanpas by die nuwe roeping wat God vir hom gegee het. Want aan die einde van sy bediening was hy ook in die gevangenis gewees. Vasgevang binne in die gevangenis. Hy het baie gebid vir mense daar. Hy het daar mense geleer. Sy bediening het verander van sendingreise na individuele aandag. 1 tot 1, binne in die gevangenis. Jong manne wat hy opgelei het om die evangelie verder te kan vat. Hy het briewe geskryf aan gemeentes wat vandag nog vir ons daar is om te kan lees. Hy moes leer om daai stokkie oor te gee
binne in die gevangenis. Ons roeping mag dalk verander, maar dit bly dieselfde werk, net op 'n ander manier. Die Here het nie vir Johannes die Doper weggegooi nie, hy het nie vir Paulus weggegooi nie, die Here het hulle gebruik, maar hulle moes daarbey aangepas het. En dit is 'n teleurstelling vir Johannes gewees, want hy het 'n idee gehad van wat hy moes doen, en hy het dit geëiwerig gedoen. En ewe skielik toe stop dit. Liewe vriende, soos ons ouer word, gaan die jonger persone ons plekke begin inneem in die samelewing. Ons moet dit weet. Ek het dit gesien in die werksplekke, ek sien dit in die kerk, die gemeente, die predikante, die jonges wat inkom. Ek moet vir u sê, ons het kosbare jong manne wat die Here dien. Hulle het dalk ander idees en hulle bereik dalk beter dinge as wat ons dalk seker beter resultate bereik het. Hierdie jonges wat gaan oorneem in die werksplekke, dit het ek gesien by die skool waar ek gewerk het, beleef het waar ons kom by besighede en die kinders van die besighede oor op die plase oor. Liewe vriende, hulle gaan dieselfde werk doen, dalk net op 'n ander manier. En hulle gaan dalk dieselfde resultate kry as wat ons gekry het, of dalk beter resultate. Ons moet nie dat veranderings ons teleurstel nie. Ons moet leer om by daardie veranderings van God in te val en in te pas. Johannes die Doper moes geleer het dat hierdie teleurstellings eintlik 'n volgende stap in sy lewe is. Johannes se innerlike stryd was hierdie teleurstelling. Hierdie teleurstelling wat hy ervaar het daar binne in die gevangenis, waar hy vasgevang was in die mure van die gevangenis, het by hom twyfel gewek. Kan julle glo dat Johannes die Doper begin twyfel het? Ons lees dit in Lukas 7 vers 19. En Johannes het seker 2 van sy disippels na hom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Jy sien daar die twyfel wat Johannes die Doper gehad het. Binne in sy omstandighede waar hy binne in 'n gevangenis is, en hy teleurgestel is omdat sy bediening nie kan voortgaan nie, begin twyfel. Sy teleurstellings het hom eintlik blind gemaak vir wat God se doel nou in sy lewe is. En hy begin twyfel. Toe hy in die gevangenis beland het, omdat hy die waarheid gepraat het die Joodse leiers niks gedoen om Johannes daar uit te gaan haal nie. En weet julle wat? Jesus het niks gedoen om te gaan uithaal. Jesus het nie daar na die gevangenis toe gegaan en die deure oopgemaak en gesê, kom uit nie. Onthou vir Petrus in die gevangenis, mense het gebid en die deure het oopgegaan en het gegaan. Paulus, hulle het gebid en gesing en in die middernag het die deure oopgegaan en Paulus was vry. Maar nie Johannes die Doper nie. God se eie, Jesus se eie neef, wat geywer het vir die Here, vol van die Heilige Gees. Johannes het gedoen wat hy moes doen. Hy het van Jesus getuig. Hy het mense gewaarsku van hulle sonde en hy het gepreek dat hulle moet bekeer. En nou sien ons hierdie twyfel in sy hart. Hy sê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Here, daai belofte wat ek raak gelees het, is dit waarlik 'n belofte vir my? Bly van ons nie maar baie keer nie. Dalk het Johannes dalk die woorde van Jesus verkeerd verstaan, toe die Here Jesus Christus het self gesê het, en ons lees dit daar in Lukas 4 vers 18 en 19, waar die Here Jesus Christus sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van hart is, te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig. En hier sit hy in die tronk. En Jesus kom nie en hy kom verlos hom nie. Die Here kom nie en hy kom haal my uit hierdie situasie uit nie. En ek verstaan dit nie. En baie keer is ons teleurgestel. En ons begin twyfel aan God se beloftes.
Nou, liewe vriende, twyfel is nie ongeloof nie. Daar's 'n groot verskil tussen twyfel en ongeloof. Twyfel is om nie te verstaan wat aangaan nie. Ons verstaan nie God se plan nou nie. Ongeloof is, ek weier om God se woord te glo. Laat ek weier om dit te glo. Maar twyfel is, ek verstaan dit net nie. Oswald Chambers, hy sê daarso, doubt is not always a sign that the man is wrong. It may be a sign that he is thinking. Waarom, Here? Nie, Here, ek glo nie. Waarom, Here? Daar is so 'n tikkie van 'n twyfel. Johannes se twyfel was omdat hy nie God se plan verstaan het nie. Hy het gedink, dis wat God van hom verwag, en hy het gedoen met ywer, en die Here het hom geseën. En hier sit hy in die gevangenis. Baie gelowiges sukkel met hierdie ding van twyfel. Wanneer dinge te veel raak, wanneer dinge so raak en ons verstaan dit nie en ons sien nie die uitkomstes nie, dan kan ons baie maklik begin twyfel in God se beloftes. Soms verstaan ons nie God se beloftes reg nie. Johannes het gehoor waar Jesus gesê het, hy het gaan kom om die vrylating van die gevangenes te verkondig, en hier sit hy in die tronk. Verstaan ons altyd God se beloftes reg? Of het ons eie vooropgestelde idees op wat God beloof het? Soms verstaan ons nie wat die Here nou in ons lewens wil bereik nie. Hy wil iets bereik het daar met Johannes, binne die gevangenis. Verstaan nie God se doel, wat hy nou met ons wil doen nie. Ek lees hierdie raak, ons skep dalk ons eie prentjie en verwagtinge van hoe ons dinge dink moet uitwerk. Wanneer die Here nie volgens ons planne of tydlyn optree nie, slaan die twyfel toe. Johannes se stryd wys dat dit is moontlik om baie geestelik te wees, maar steeds die groter prentjie te mis. Mag ons ook vanmôre hierdie verstaan kry van God se kant af. Johannes het 'n innerlike stryd gehad binne in die gevangenis. Hy was teleurgesteld geweest en dit het na twyfel toe gegaan, want hy het nie verstaan wat is God se plan nie. Maar ons sien ook 'n volgende gedagte uit hierdie gedeelte uit. Johannes se innerlike stryd, sy toets. Die Here stuur toetse. Die Here het 'n toets gestuur. En hy sê hierdie woorde wat hierdie twee disippels van Johannes vir Johannes moet gaan sê in vers 23. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Salig, gelukkig is elkeen wat my nie aanstoot neem nie. Twyfel maak jou nie 'n slegte gelowige nie, of 'n mislukking nie. Dit maak jou 'n mens. 'n Mens verstaan nie altyd nie. Dit bring vir ons twyfel. Nou sê die Here Jesus Christus, salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Die woord aanstoot is dieselfde woord wat gebruik word vir 'n struikelblok. Moenie laat ek en my doel en my wil vir jou 'n struikelblok wees nie. Soms is dit wat ons nie kan sien nie, wat vir ons 'n groot struikelblok is. Ons verstaan nie altyd die wil van God nie. Ons verstaan nie die werk van Christus nie. En dit is dalk vir ons 'n groot struikelblok in ons lewens. Die Here Jesus Christus se bediening was vir Johannes 'n struikelblok, want hy het gehoor van al hierdie dinge wat Jesus doen, maar dis nie hoe hy dit gedoen het nie. Johannes was 'n vuurvors. Die Here Jesus Christus het heeltemal 'n ander bediening gehad. Vuurige prediker, Johannes. Jesus se bediening was om te soek en te red die wat verlore is. En die manier hoe hy dit gedoen het, was nie met 'n swaard nie. Was nie met harde woorde. Bekeer julle nie. Maar met sagtheid, met genesing, met aanraking en die evangelie as die oplossing.
Lukas 7 vers 22 sê, en Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Nie wat Jesus vir hom vertel om te gaan. Hy sê, wat het julle gesien? Wat is die getuienis wat julle na hom toe gaan terugtrek? Wat is die waarheid wat julle gesien het? Blindes sien weer. Krepeles loop. Malaatses word gereinig. Dowes hoor. Dooies word opgewek. En aan armes word die evangelie verkondig. En vriende, die toets is, wanneer ons 'n innerlike stryd het, omdat ons nie verstaan wat is God se plan en doel nie, is die toets, dat ons nie nou moet struikel oor wat God se plan en doel is nie. Die laaste gedagte, sy toewyding, of sy toepassing, wat ek eerder so sê. Hoe gaan Johannes hierdie dinge nou toepas? Hoe gaan ons die stryd in ons lewe nou dan toepas in ons lewe? Wat moet ons nou doen? Wat is die oplossing? En ons sien dit in Matteus 11 vers 2. Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Jesus of van Christus en 2 van sy disippels uitgestuur. Johannes hanteer daardie teleurstelling, daardie twyfel op die beste moontlike manier. Hy gaan na Jesus toe. Hy stuur 2 van sy disippels, want hy is in die gevangenis, hy kan nie gaan nie. Stuur hy na Jesus toe. En hy vra vir Jesus. Ons sien nie dat Johannes hom nou terugtrek in bitterheid nie. Nee, hy gaan na Jesus toe. Ons sien ook nie dat die Here Jesus Christus Johannes nou bestraf oor sy twyfel nie. Nee. Ek dink Jesus verstaan ons baie beter as wat ons onsself verstaan. Die Here Jesus Christus wys vir Johannes die vrug van sy bediening. En ek dink dit is waar ons baie keer in 'n slag gaan trap, dat iemand dalk iets anders dinge anders en beter doen as ons. En dan voel ons teleurgestel. Vers 22 sê, blindes sien weer, krepeles loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en armes word die evangelie verkondig. En dan kom die Here Jesus met hierdie wonderlike woorde van verse 6. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Salig beteken baie gelukkig. In daardie innerlike stryd van ons, kan ons vreugde vind, kan ons geluk vind, want ons struikel nie oor God se wil en doel nie. Al verstaan ons dit nie. Die Here Jesus Christus se uitnodiging is 'n sagte uitnodiging. Dis 'n uitnodiging wat ons hom sal vertrou, al verstaan ons nie altyd nie. Dalk verwag die Here vir my om 'n geloofsstap te neem. Maar Here, ek kan nie. Here, ek kan nie daai stap neem. Miskien wil die Here ek dit omneem. As ek daai geloofsstap geneem het, kan die Here die sluise van die hemel van seëning en vreugde vir my oopmaak, wat ek nog nooit beleef het. Johannes se innerlike stryd is 'n stryd wat baie mense vandag ervaar. In ons persoonlike lewens, in ons beroepslewens, professionele lewens, selfs in ons geestelike lewens. Worstel ons baie keer met die Here. Ek het al baie keer met die Here gepraat. Here, U het my geroep. Here, ek het geywer vir U. Here, ek het alles gegee. Hoekom? Dis net twyfel. Ons is nog 'n mens, sê die Here. Maar ons moet hom vertrou. Hierdie innerlike stryd van Johannes is ook jou en my stryd. Die storms van die lewe kan selfs die sterkste mens laat begin wankel. Maar dit is juis daar in die innerlike stryd waar eerlike vrae plek kan maak vir 'n diepere en 'n meer geestelike volwasse groei in Jesus. Is dit nie dalk die plek waar die Here ons wil hê nie?
daar by die Here. Eerlik voor die Here. Dit is wanneer ons visie vir die Here Jesus, of die visie van die Here Jesus Christus beperk is. Ons is beperkte mense. Ons sien so, maar God sien so. En ons visie wil ons dan God se visie maak. Vir ons eie lewens, vir ons gemeente, vir ons eie geestelike lewe. Dan sien ons nie meer die doel van God en sy wil raak nie. Dit veroorsaak dat daar teleurstellings ontstaan. Dit lei tot twyfel in ons harte. En dan word die evangelie, die beloftes van God, 'n struikelblok in ons lewens. Liewe vriende, die oplossing is dat ons nie vasgevang sal word in hoe ons dink die Here moet werk nie. Maar om God te vertrou in 'n veranderde tyd, om relevant te bly en die werk van Jesus vandag nog te wil doen. Mag die Here vir u en vir my kom seën ook met hierdie gedagte vanmôre uit 'n lewe van Johannes die Doper. Nie lank na hierdie tyd dat Johannes hierdie stryd in die gevangenis gehad het nie, het hy gesterwe. Sy lewe was verby. Ons sal dit nie ook verstaan nie. As ons daar by iemand se bed staan wat op sterwe is, dan verstaan ons nie altyd hoekom nie. Maar nooit moet ons die Here in twyfel trek nie. Ons gaan twyfel. Ons is mens. Maar moenie dat hy twyfel 'n struikelblok word oor dit wat Jesus met ons en vir ons wil doen nie. Kom ons vertrou die Here. Kom ons gee daardie stap. Dit wat ek nie wil doen nie. Dit wat teen my menslike grens is. En my grein is. En my onkrag. Ons gee daai tree en sê, Here, hier is ek. Alles vir u. Amen. Here Jesus, baie dankie vir hierdie les uit Johannes die Doper se lewe. Dankie dat ons vanmôre die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar het. Dankie dat u op hierdie besonderse wyse met ons kom praat het. En dat u vir ons wil kom seën. Seën ons nou, Here, waar ons ook hier vanaf uit mekaar uitgaan, hierdie nuwe week kan ingaan. Here, daar's uitdagings wat vir ons wag. Maar Here, u het die oplossings reeds. En baie keer is die oplossing iets wat ons moet doen, wat ons nie wil doen nie. Ons vertrou u, Here, dat u weer vir ons ook die sluise van die hemel sal oopmaak. En dat ons 'n oorvloedige seën sal uitstort. Dat ons as gemeente sal uitstaan as 'n gemeente van liefde, van eenigheid en van 'n gemeente wat God vrees en lewe soos God vreesende kinders. Sodat mense getrek sal word om hier Jesus te kon ontmoet. Ons loof die wonderlike heilige naam. Amen. Liefdes, ons gaan